Namens die kerkraad net die volgende afkondigings. In die openbare gebed dink ons aan die Jordaans, en besonder Jacques Jordan, met die probleem rondom sy been, wat weer gebreek het na die ongeluk 2 jaar gelede bykans. En ons vra ook dat die regtig in die gebede sal dink, die diakonie sal eersdaags inisiatief neem om te kyk hoe ons die broeder kan bystaan. Ons dink ook aan sy pa Andries, wat ook sukkel na 'n rugoperasie om te herstel. Ons is dankbaar wel vir Steve Coetzee se herstel na sy operasie en dat hy weer tuis is. Ons is die Here dankbaar vir al die seëninge daar. Ons dink ook aan Mariette Botha, wie se pa gister met 'n beroerte in die A.G. Visser Hospitaal opgeneem is, en ons bid ook dat daar herstel en beterskap sal wees. Die katekisasie open na die diens in die kerk. Daar is teedrink ook vanoggend. En dan vestig ons die aandag op die bejaarde funksie. Dit is vir lidmate bo 70, en as die een nou 70 is en die ander een nie, is albei welkom. Lidmate bo 70 en hulle gades die 24ste, maar u moet asseblief vandag antwoord. Die 24ste is die funksie by Van Dijkshuis, besonderhede in die nuusbrief in die Koringaar. En dan verwelkom ons in ons midde vir nuwe lidmaat Driekus Buys van Matlabas. Driekus, kan ek net sien, waar sit jy? Kan jy net opstaan vir ons oomblik? Baie hartlik welkom hier in ons midde, en ons bede is dat jou verblyf hier geseën sal wees en dat jy ook die Here hier kan dien in sy gemeente. Baie hartlik welkom. Dit is ook vir ons 'n voorreg om vanmôre broeder Dani Maree se familie saam met hulle hier te verwelkom en dan vir hom die seënbede toe te sing met sy verjaarsdag vandag. Oom Dani is vandag 85, maar ek daag enige een uit hier om, selfs al crossfit jy, om saam met hom die Spitwerk in hierdie kerktuin te kom vashou. Ons is dankbaar vir al die seëninge wat oom nog geniet en die mooi voorbeeld van geloofsgehoorsaamheid wat ons ook by u kan sien. Baie hartlik seën toegewens op hierdie dag en solank as wat die Here u nog spaar. Kom ons sing om toe Psalm 134, die 4de vers, dan gaan ons bly staan vir die botem en seëngroet, en dit is dus ook goed dat u die lofpsalm opsoek, lofpsalm Psalm 66 vers 1, 4 en 8 na die botem en seëngroet, maar voor dit die seënbede vir oom Dani en Maritjie, laat Heer u seën op hul daal. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Oh
Ons doen nou belydenis van ons geloof en ons sing daarna Psalm 89 vers 11 en 12. Ons doen belydenis van ons geloof in die woorde van die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gaan ons nou luister na die Here se wet, ons antwoord op die wet met Psalm 94 vers 6 en 7. Psalm 94 vers 6 en 7 en ons vestig dalk net die aandag op die woordjie roede in vers 7. Min kinders deesdae weet nog wat 'n roede is, want dit is die plak waarmee jou pa jou tugtig as jy stout is. So plathand of die plak of die paplepel, die rottang, die roede wat jou tugtig. Psalm 94 vers 6 en 7 na die wet van die Here wat ons aanhoor uit Eksodus hoofstuk 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou.
Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam eintlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemele is, almagtige drie-enige God. Ons mag U aanroep as Vader deur Jesus Christus ons Here, wat met sy heilswerk ons vir U as kinders aanneemlik gemaak het. En ons kan U as Vader aanroep deur die getuienis van U Heilige Gees, wat saam met ons gees getuig dat ons U kinders is. En so kom ons voor U, die almagtige Skepper, voor wie elke knie sal buig, voor wie die ganse skepping in aanbidding sal neerval. En ons kan sê, Vader, Abba, Vader, hoor ons as ons nader tot U troon met diep ontzag. Want as ons voor U kom, Vader, dan besef ons hoe gebrekkig ons is, dat ons nie wysheid uit die wet leer nie meer. Ons moet inteendeel sê, die dwaasheid, my dwaasheid, kla my aan voor U. En ons vra U om ons dwaase, onverstandige, sondige dade te vergewe en ons in genade aan te sien in Jesus Christus. En ons bid U, Vader, om dan in ons elkeen se hart opregte selfkennis te werk, opregte skuldbelydenis, bekering, ware bekering, sodat ons as U kinders U kan dien en eer. Ons het daarvoor die vervulling met U Heilige Gees nodig. Ons bid U dan dat U ons individueel, maar ook as gemeente gesamentlik sal vul met U Heilige Gees. Ook nou in hierdie erediens, sodat ons U woord kan hoor, dit tot ons harte kan spreek, ons lewens kan verander en ons U kan behaag. Ons vra dit
In die naam van ons Here Jesus Christus, in wie se offer ons pleit, vergewe ons al ons sondes. Amen. Ons sluit ons verootmoediging af met Psalm 33, 'n gebed tot ons goedertiering Vader, Psalm 33 vers 11. Daarna volg die woorddiens. Die woord van die Here kom tot ons uit Spreuke, hoofstuk 3. Ons gaan dit ook in hierdie volgorde voorhou, dan Hebreërs hoofstuk 12 en 1 Korintiërs 11. En ons wil dan ook uit die nagmaalsformulier die gedeelte wat handel oor selfondersoek, wil ons ook in die geheue bring. Spreuke 3, Hebreërs 12, 1 Korintiërs 11 en die nagmaalsformulier. Spreuke 3 vers 11 en hier in die Ou Testament openbaar die Here hoe hy met sy kinders werk. Spreuke 3 vers 11: My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Dan word hierdie openbaring word vir ons herhaal in die Nuwe Testament. Dit is nie net 'n Ou Testamentiese manier hoe God met ons optree nie. Nuwe Testament, Hebreërs hoofstuk 12. Ons lees van vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom,
rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit dit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboortegereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy later die seën wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Ons lees tot daar. En dan uit 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. 1 Korintiërs 11 vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslae. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar, en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. As teksvers herhaal ons vers 31, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Dan uit die nagmaalsformulier, die ware selfondersoek, bevat hierdie 3 hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun, Jesus Christus, met die bittere en smaarlike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes om hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nyd te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self, volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus, vermaan ons dan ook almal wat weet dat hulle met die volgende aanstootlike sondes besmet is, om nie die nagmaal van die Here te gebruik nie, en ons verkondig aan hulle dat hulle geen deel aan die ryk van Christus het nie. Alle afgodsdienaars, almal wat afgestorwe heiliges, engele en ander geskape dinge aanroep, en die wat beelde vereer, alle towenaars en waarsêers,
wat diere of mense of ander dinge besweer en die wat aan so 'n beswering glo. Alle veragters van God en sy woord en die heilige sakramente, alle godslasteraars, almal wat skeuring en oproer in kerk en staat wil veroorsaak, almal wat vals sweer en wat hulle ouers en owerhede ongehoorsaam is, alle moordenaars en twissoekers en die wat in haat en nyd met hulle naaste lewe, alle egbrekers, hoereerders, dronkaards, gierigaards en almal wat aanstootlik lewe. Hulle almal moet, solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van die nagmaal onthou, wat Christus alleen vir sy gelowiges ingestel het, sodat hulle oordeel en verdoemenis nie nog swaarder word nie. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, in ons heiligmaking, so het ons gesien, is kruisdra wesenlik deel van 'n Christen se lewe. Kruisdra, verdrukking, beproewing, sinonieme vir dieselfde ding. Jesus sê vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En dan met dit gesê, kyk ons na die vraag, waarom dan my kruis? Waarom my kruis? As hy die kruis vir my gedra het, waarom my kruis? En ons antwoord dit in hierdie reeksprediking om daarop te dui dat die kruis in die eerste plek ons stroop van hoogmoed en ons leer om te vertrou op God se genade. In die tweede plek werk my kruis hoop. As ek onder my kruis die bystand en die troos van God geniet, dan kan ek weet ek kan op dieselfde God se beloftes van uitkoms en redding reken. Die kruis werk hoop. Vierdens, die kruis werk lydsaamheid en leer ons gehoorsaamheid. Ons moet leer om nie volgens ons eie wens nie, maar gehoorsaam volgens die goeddinke van God vir my te lewe. Daarbij aansluitend lei die kruis tot dissipline. Calvin sê mooi, as 'n gelowige nie voortdurend sy kruis dra nie, is hy soos 'n steeksperd wat te lank op stal gestaan het. En vandag kyk ons dan daarna dat God my kruis gebruik as 'n opvoedmiddel, as 'n tugmiddel, sodat sy kinders nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. En ons moet, omdat ons in ons gereformeerde leer so baie klem plaas op die regverdiging, geregverdig deur die geloof, geregverdig deur die bloed en offer van Christus aan die kruis, geliefdes, moet ons maar pertinent ook ons aandag elke keer daarop vestig dat God se handelinge met ons nie eindig by ons regverdigmaking deur die geloof in Christus nie. God se werk met ons gaan verder, dit reik verder, dit behels ook ons heiligmaking. Hoe langer, hoe meer gelykvormig aan die beeld van sy seun. Ons kan dit vir ons voorstel op die manier. Ons weet die Heidelbergse Katekismus bestaan uit 3 dele. Hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek verlos kan word daarvan en hoe ek God dankbaar moet wees. Ons het die 3 deling, as jy mooi geluister het, ook in die ware selfondersoek gehoor. Nie waar nie, en dit sou nou beteken as ons nie die heiligmaking as God se werking met ons sien nie, ons net 'n deel 1 en 2 van die Katekismus het. Nie ook 'n deel 3 nie. So sien ons dan, wanneer God heiligmakend met ons werk en heiligmakend in ons werk deur sy woord en gees, dan is hy met hierdie vernuwingsproses, is hy met ons besig. Hy's besig om op te voed, hy's besig om reg te stel, hy's besig om korreksies aan te bring, te korrigeer, om ons sondes van die verlede reg te stel en om ons gehoorsaam aan hom te hou. Hy werk soos 'n pa met sy seun. Hy roep hom, hy sê, wat het jy nou gedoen? En dan tug jy hom, en dan leer jy hom, om dit nie weer te doen nie. Dis hoe God met sy kinders werk.
Spreuke 3, my seun, moet nie hierdie tug van die Here verag nie, moenie dat dit 'n weerstand in jou wek nie, want die Here tugtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. En hierdie Hebreëse woordjie tugtig sluit dan hierdie gedagte in om te korrigeer, reg te stel, regte pad te wys. En as ons hierdie handeling van God sien, hoe hy soos 'n vader met sy seuns, met sy kinders werk, geliefdes, dan moet ons die kruis as 'n tugmiddel dadelik sien as 'n liefdeshandeling van die hemelse Vader met ons. Hy wil my uitbring by die punt dat ek gelykvormig word aan die beeld van sy seun. En nou voel ek hierdie tughoue van die kruis in my lewe, en onmiddellik moet ek dan gaan kyk soos 'n seentjie wat gebrou het, as sy pa hom tot orde roep, moet ek onmiddellik gaan kyk in die afgelope tyd in my lewe, watter sonde het ek gedoen. En jy sal verras wees, jy sal meer as een vind, meer as een sonde wat tugtiging verdien. So terloops wil ons net noem en ook ter troos, as Jesus, die Seun van God, aan die kruis hang, dan kyk hy ook watter lewe hierdie kruis vooraf gegaan het, watter sonde het aanleiding gegee dat hierdie kruis hom opgelê word, en dan is dit nie sy sonde nie, geliefdes, dis u en my sonde wat sy kruis vooraf gaan. En nou deur die gelowige vasgryp daaraan dat hy in my plek gesterf het, dit is die tweede punt van ware selfondersoek, dit is die tweede punt van die Heidelbergse katekismes, as ek daaraan vasgryp en ek voel die houe van my kruis, dan is dit altyd 'n geleentheid om na binne te kyk. En mens hoor, mense doen dit. As iemand in groot beproewing is, in groot moeite, groot swaar kry, verkeer, dan hoor jy dikwels dat iemand sê, dis seker hieroor of daaroor dat God dit oor my bring. In die week sê 'n jong man, 'n jong gelowige man, Godvreesende man, nadat sy meisie hom afgesê het, sê hy vir sy ouma, die Here het dit oor my gebring, omdat ek die Here nie dien soos ek behoort nie. Sy vra, wat doen jy? Hy sê, ouma, ek lees nie so gereeld die Bybel, en dit is nie so ernstig daarmee, as wat ek moet nie. Dis heiligmaking, sien nie, daar vind verbetering van die lewe plaas, tugtiging van die Here, laat hierdie persoon na binne kyk. Ons moet dadelik waak, geliefdes, dat ons nie, soos Job se vriende sê, alle tug in jou lewe, alle swaar kry in jou lewe, alle beproewing in jou lewe is gelyk aan, daar is ergens 'n sonde by jou nie. Dit is nie waar nie, ons het nou mos al daarop gewys. Die Here bring die kruis op my om hoop in my te werk. Die Here bring die kruis op my om lydsaamheid by my te werk. Die Here bring die kruis by my om my te dissiplineer. Die Here bring die kruis oor my om vertroue by my te werk. Maar die Here bring ook die kruis oor my om vir my 'n geleentheid te gee, elke kruis, elke beproewing, elke verdrukking, 'n geleentheid om na binne te kyk. En dan na bo, na hom. So is my kruis as tugmiddel in die hand van die Here 'n genadewerking van die Here. Dis 'n liefdeshandeling van 'n liefdevolle, goedertieren, barmhartige hemelse Vader wat ons heiligmaking op oog het en wat wil hê ons moet sy heiligheid deelagtig word. Langer, hoe meer gelykvormig aan die beeld van sy seun. En nou is ons op pad nagmaal toe. Aan die einde van hierdie maand, as die Here wil. En ons moet ons vooraf
selfondersoek. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en dit beteken, jy moet na binne kyk. En dan moet ons na bo kyk, na hierdie heilige, almagtige, drie-enige God, en ons moet ons met diepe berou oor ons sonde en vervloeking voor God verootmoedig. Dis die eerste punt van ware selfondersoek. En dit sluit in hierdie verootmoediging dat jy jouself mishaag. Die prentjie wat jy moes wees, die beeld wat jy moes vertoon, moet jy kan raak sien, jy val langsam. Jy stem nie ooreen met die prentjie wat dit moes wees nie. Jy moet jouself mishaag. Jy moet die haglikheid van jouself raak sien. Jy moet 'n waardebepaling van jouself doen en dan moet jy jouself afkeer. Ek slaag nie, ek voldoen nie. Ek word afgekeer. Maar jy dalk al agtergekom, geliefdes, in ons selfondersoek is ons baie toegeeflik met onsself. Ons sit met die regmerkie pen gou gereed. Ons is baie tegemoetkomend, baie goedkeurend. Ons kan die mees bose sonde oorsien en kom aansit aan die tafel van die Here. En dis dan hier waar die Here met ons kruis tugtigend met sy kinders werk. Die Korintiërs het op 'n onwaardige wyse aan die nagmaal van die Here kom aansit. Ons kan nou maar lees oor die gemeente se verdeeldheid, oor die gemeente se twisgierigheid, oor die hoerery in die gemeente. Jy kan maar die brief lees. En hulle kom op onwaardige wyse aan die nagmaal van die Here aansit, op hulle manier dan ook dronk, in liefdeloosheid met die wat nie het nie, en so meer en so meer. En dan lê die Here op die gemeente 'n kruis. Hy stuur heel waarskynlik een of ander plaag onder hulle. Ook 'n virus. Dit word nie gesê nie. Wat ons sien is 'n klomp in die gemeente is verswak. Skielik 'n klomp swak is onder hulle. 'n Klomp lê siek. En 'n hele aantal daaraan dood. Individueel en kollektief het die gemeente hierdie kruis gevoel, nie waar nie. Jou ouers wat voorheen nog sterk genoeg was om op hulle eie te leef, moet nou skielik by jou kom bly in die woonstel daar agter. Die wat weet sal weet, kan nogal 'n kruis op sigself wees. Jou geliefde vrou, wat eintlik na jou moes kyk, want jy's die een met die hartprobleem, jy's die een met die gesondheidskrisis. Sy is nou skielik die een op wie jy gesteun het. Sy's nou die een wat jy moet versorg. Lê siek daar in die bed, die bordjies het verhang. Wat 'n kruis. Dan het daar 'n aantal ontslaap en skielik is dit die alleenheid, die gemis, die eensaamheid van 'n geliefde ouer, 'n geliefde eggenoot, 'n geliefde kind. En as die kruis so op hierdie gemeente druk, dan sê die apostel Paulus, die Here doen dit, hy bring die kruis oor hulle as tugtiging. En hulle moenie dink dat die Here tugtig omdat hy die skuldige wil in die hel gooi nie. 2 Petrus 3 vers 9, omdat hy wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal moet tot bekering kom. So sê hy oor homself in Esegiel 18 vers 23, het ek miskien behaag in die dood van die goddelose, spreek die Here. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie. Dis wat God wil hê. Dis wat hy met die tugtiging wil regkry. Nie dat jy onder 'n straffende hand die hel sal invaar nie, maar dat jy onder die tugtige hand van 'n liefdevolle Vader sal bekeer en lewe. As ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word,
word ons deur die Here getuigtig met die doel, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Beoordeel, geoordeel, veroordeel. Hierdie stam van die woord oordeel wat ons in die Afrikaans kom, in die Grieks ook, so in al drie die woorde voor, is 'n regsterm. En dit is ook 'n term wat dui op wat jy met kennis maak. Beoordeel, oordeel, veroordeel. En beoordeel is nou iets wat ek self moet doen om die oordeel af te wend. Hierdie woordjie beoordeel is in 'n Griekse woordeboek wat die betekenisvelde van die woorde hanteer. Val dit saam met woorde wat dui op wat maak jy met kennis? En die domein voor dit gaan oor weet. Al die woorde in Grieks wat gaan oor weet. En dan het jy kennis. Om te weet is, jy het kennis. Jy beskik oor kennis. Jy weet. Maar die woordjie beoordeel is nie daar nie. Daar's ook 'n ander domein wat dit vooraf gaan, wat gaan oor leer. Jy bekom kennis. Jy leer iets van jouself. Maar die woordjie beoordeel is nog nie daar nie. Hy val in 'n domein van woorde wat sê, jy kry die inligting en jy prosesseer dit en dit lei tot besluitneming. Jy kyk na binne. Jy weet iets van jouself wat ander nie weet nie. Jy leer jouself ken verrassend. Jy het nie gedink jy so nie. Maar dan moet jy 'n besluit neem oor wat jy met hierdie kennis maak. Jy moet nou 'n besluit neem oor jouself met hierdie kennis wat jy van jouself het en geleer het. Kyk deeglik na binne. Maak 'n oordeel oor jouself op basis van noukeurig, sorgvuldig ondersoekte, gedetailleerde inligting oor jouself. Kyk na binne. As ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Om geoordeel te word is wat die Here doen. En dis 'n regsterm. En nou oordeel die Here elke sondaar, dit is 'n onderskeid wat hy tref, skuldig of onskuldig, reg of verkeerd, en almal wat verkeerd is, almal wat geëet het van die boom en hulle nageslag sal hel toe gaan, skuldig. Maar wat nou van die kinders van die Here? Wat beteken Dordtse leerreëls Hoofstuk 5 vir my, as ek glo dat ek dalk kan val, maar ek sal nie uitval uit die genade nie, is daai troos nou weg. Hier kom die handeling van 'n goedertierende vader met sy kinders in geliefdes. As hy by my sien, terwyl ek in hierdie lewe is, skuldig, kom hy met die kruis, die roede, die tug, die toepaslike straf, vir elkeen 'n gepasmaakte kruis, om my nie te veroordeel nie, om my terug te bring na sy weë, dat ek kan doen wat hom behaag, soos hy van sy seun sê, dit is my geliefde seun, en wie ek 'n welbehaag het. Die Here tugtig met die kruis, sodat ek nie veroordeel word nie. Dis waarvan die hemelse Vader ons wil bewaar. En dit is nie nou meer 'n proses van skuldig of onskuldig nie, die veroordeling, hierdie woord sê definitief skuldig en daarom vonnis, en die vonnis is hel.
God kom liefdevol in met die tugtiging, met die kruis vooraf. Want hy wil nie sy kinders in die hel saam met die wêreld laat beland nie. En nou moet ons maar erns maak hiermee, geliefdes, ons moet as ons onsself beoordeel, moet ons 'n besluit neem. Dis kennis wat jy bekom, waaroor jy 'n besluit moet neem. Waar gaan jy wees en waar wil jy wees en waar gaan jy heen hiermee? En die nagmaalsformulier lieg nie en maak ons nie net bang nie. Die nagmaalsformulier sê, volgens die bevel van Christus en die apostels vermaan ons, almal wat weet dat hulle met aanstootlike sondes besmet is, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie, en ons verkondig aan hulle dat hulle geen deel aan die ryk van Christus het nie. En die lysie van sondes wat volg, is maar eintlik 10 gebooie. Jy kan dit maar weer gaan lees. Dit pas elkeen by een van die 10 gebooie. En nou help dit jou nie, jy flous jouself en jy beroem jou op deel 2 van die katekismes, maar jy skeer deel 3 uit en jy dink jy gaan gered word deur die geloof in Christus, maar het maak nie saak hoe goddeloos en aanstootlik ek verder leef nie. Nee, God sal jou regtig verlore laat gaan as jy jou nie bekeer nie. Want sy ware kinders, wanneer hy hulle tugtig, bekeer, vernuwe, verander, kom terug, dien, kom agter. Ek lees nie die Bybel soos ek moet nie. Ek bid nie soos ek moet nie. Ek doen nie my amp soos ek moet nie. Ek dien God nie soos ek moet nie. So handel God met al sy egte kinders. En so kus hulle die bloede wat hulle tug, al sy egte kinders. Die goddelose verag die tug van die Here. 'n Ware kind van God herken onmiddellik die tugtigende hand van die Vader onder die kruis. Kyk na binne, kyk na bo met skuldbelydenis, met verootmoediging, met ware berou en bekering en haat wegvlug van die sonde. Weereens 'n hartlike voorneme, nie gefyk nie, 'n werklik hartlike voorneme om nie in my sondes nie, maar in Christus heilig te lewe, gehoorsaam aan God se wil en sy woord en sy wet te lewe. Hoe langer, hoe meer soos Christus. Beoordeel jouself. Kyk na binne. Dan hoef jy nie geoordeel te word nie. Maar wanneer God jou oordeel, lê hy 'n kruis op jou, en hy tugtig jou met vaderlike, opvoedkundige liefde met die doel, dat jy nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Wie wys is, merk die dinge. Gee God vrugtig ag op al Gods handelinge, sy goedheid en sy mag. Amen. Kom ons antwoord met Psalm 90 vers 2 en 8 en dan dank ons saam. Psalm 90 vers 2 en 8 en dan dank ons saam. We
Dat U ons verdruk het, Here, dit is enkel goed vir ons, want daardeur lei U ons dieper in U kennis in ons. Leer U ken as 'n goedertierende Vader, wat met ons behandel soos eie kinders, egte kinders, en wat in liefde tugtig, Vader, want ons harte dwaal maklik af, weg van U. Ons dwing die heeltyd uit U spoor, heeltyd weg van U wil. Ons vra U om ons in genade in Christus aan te sien en ons krag te gee, Here, om die kruis te dra wat U op ons lê, maar ook deur die Gees die bekering wat nodig is, sodat U ons nie hoef te tugtig nie. Vader, ons dra dan elkeen aan U op wat beproef word, vir welke rede U ook al ons kruis goed dink. En ons bid dat U kragtig deur die Gees onder ons kruis in ons sal werk, geloof, hoop, lydsaamheid, dat ons sal vertrou op U, dat ons sal buig voor U wil, dat ons sal berus in wat U goed dink, en dat ons nie sal agterop skop teen U in ongehoorsaamheid nie, maar in gehoorsaamheid elke keer weer terugkom op U weer. Vader, ons dink aan hulle wat beproef word met siekte, met aanvegtinge, en ons vra dat U kragtig sal ondersteun deur U Gees. Ons dink aan hulle ook wat in kinderlike afhanklikheid opkyk na U ook vir finansiële uitkoms in groot nood. Wil U daar genadig wees en middele gee, Here, ook deur die gemeente, deur die diakonie. Wil U die middele gee wat nodig is, dat die liefde van ons Here Jesus Christus ook hier in 'n broeder se lewe kan skitter. Ons dra elkeen aan U op, ons gesinne, ons huwelike, ons kinders, en ons vra dat U ons in genade sal aansien. Ons bid in besonder ook vir ons studente, vir die matrieks, in hulle eksamens, ook hierdie naweek, hierdie week, se vraestelle, Here, wil U hulle in genade seën met wysheid, met onderskeidingsvermoëns, om rekenskap te kan gee van hulle kennis, en hulle so te kan bekwaam vir hulle roeping en beroep in U koninkryk, en laat U naam in dit alles verheerlik word. So dra ons elkeen aan U op, in die naam van ons Here Jesus Christus, hy wat aan die kruis vir my, in my plek, die vloek, die straf, die oordeel gedra het. Amen. Die kollektes word by die deure opgeneem. Ons slotpsalm, Psalm 118, vers 1 en vers 9.
harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle versterk, bevestig, volmaak en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.